Nou, ek kan onthou op kweekskool het ons gespot met die predikante wat praat oor Facebook en die koerant voordat hulle begin praat oor die Bybel en ons het sê weet 'n goeie prediker sal altyd eerste uit die Bybel uit lees voordat hy oor enigiets anders praat. So ek gaan vanaand 'n baie slegte prediker wees en ek gaan vir ons 'n koerantberig lees en nog erger is dit 'n koerantberig waaroor mense stry dat nooit regtig eens in die koerante verskyn het nie. Baie mense dink is net 'n storie, maar dit is volgens oorleg die koerantberig wat Ernest Shackleton in die koerant geplaas het toe hy na die Noordpool op pad was. In daai tyd was hulle nog in die resies gewees om die Noordpool te ontdek. En of hierdie regtig gebeur het, weet ons nie. Maar blykbaar het hy hierdie koerantberig geplaas en ek het gewik en weeg om Afrikaans toe te vertaal, maar in Afrikaans verloor hy net sy trefkrag. So ek lees hom in Engels. Men wanted for hazardous journey, low wages, bitter cold, long hours of complete darkness, safe return doubtful, harbor and recognition in event of success, honor and recognition in event of success. En dit was dit. En die storie sê die volgende dag toe hulle nou moes vertrek op die skip om na die Noordpool toe te gaan toe, is daar so baie mense daar dat hulle die helfte moes huis toe wys. Want mense was op soek gewees na iets wat hulle lewe betekenis gee. En onthou in hierdie tyd industriële revolusie, mense het in fabrieke gewerk, weet lewe het sy betekenis verloor. Ek is net die hele dag daar in daai donker fabriek, ek werk vir niks, ek gaan nooit na my nie, ek kry nie eens genoeg geld om my gesin te versorg nie. So wat is die doel van die lewe? En dan kom daar 'n geleentheid soos hierdie, weet 'n avontuur, plaas alles op die spel. En as jy suksesvol is, sal jy geld en eer verkry. En mense het gedink, hier is betekenis vir die lewe. En as ons vandag na koerante kyk en veral nou met die internet, met sosiale media, gaan ons baie met Paasfees nou te sien gedoen kry, want Paasfees is aan die gang. En dan gaan daar baie mense wees wat nou begin goeie sê oor Paasfees en die paaseiers en aan die een kant gaan 'n mens die ouens kry wat gaan sê, maar dit is eintlik afgode aanbidding. Jy's glad nie veronderstel om 'n paaseier eens te hê nie, want dit het niks met Christendom te doen nie. En dan gaan jy weer ander argumente kry wat ouens sê, maar dit is eintlik 'n Christelike tradisie wat uit Europa uitkom, wat ek nou gaan verduidelik. Maar weet, die lewe in die fabrieke vir daai mense is soos wat ons baie vandag beleef. Dis leeg. Dit is amper soos hierdie chocolate eier. Ek kan onthou toe ek 'n kind was en ek kry vir die eerste keer so chocolate eier het. Ek gedink ek gaan seker vir 'n week lank aan hierdie ding eet. Want hoe baie chocolate moet hier binne wees? Nou dink my groot teleurstelling toe ek agterkom dis leeg. En die chocolate het my nie eens 'n uur gehou nie. En dit is hoe die lewe vir baie mense is. Jy kry hierdie beloftes van eer en roem. En dan kom jy in daai lewe en jy kom agter die lewe is leeg. Nou die boodskap van die chocolate eier wat juis in die monnike en goeters van die middeleeue afgekom het, ek dink spesifiek Duitsland, ek is nie seker nie, maar hulle het dit eintlik gebruik as 'n illustrasie vir die graf. Dan weet as jy by die graf kom, dan is die graf leeg. Daar is niks in die graf nie, want Jesus het opgestaan. En dit is nogal snaaks, want die lewe raak depressief as jy nie vir Jesus ken nie. Want die lewe is leeg, soos hierdie chocolate eier. Waarvoor lewe jy nou eintlik? En as 'n mens na die filosofie kyk, leef hulle in 'n tyd wat hulle beskryf, of leef ons in 'n tyd wat hulle beskryf as die meaning crisis. Mense soek na betekenis, mense soek na 'n doel. Ons is so besig, ons het al hierdie fancy tegnologie wat so indrukwekkend lyk, maar ons lewens voel doelloos. Ons lewens voel leeg soos hierdie eier. En ons kan kies om daarvoor te leef. Soos wat daar al daai mense opgedaag het om op daai avontuur te gaan wat op die einde van die dag ook leeg was. Ons onthou nie hulle name nie. Wat se eer het hulle gekry? Eintlik vandag weet ons nie eens of hulle regtig bestaan het nie. En ons kan leef vir so iets in ons lewe, vir so leegheid. Of ons kan leef vir die leegheid wat ons vind in Jesus. Want as Christendom
leef ons ook vir 'n leegheid. Maar ons leef vir die leemte van die graf. Want ons weet, die dag toe ons besluit het om vir Jesus te volg, het hy ons genooi om op 'n avontuur te gaan saam met hom. Ons dink baie keer die boodskap van Jesus is net bekering, gee jou hartjie vir Jesus, dan gaan jy hemel toe en dan gaan jy vir ewig gelukkig wees. Jong, daar is baie details in die middel van daai storie wat ons uitlos as ons vir mense so 'n evangelie verkondig. Want Jesus nooi ons op 'n lewe van heiligmaking. Hy nooi ons op 'n lewe van stryd. Hy nooi ons eintlik op die grootste avontuur wat daar kan wees. En hy lei ons na leegheid. Maar nie net die leegheid van sy graf nie. Hy lei ons na die leegheid van ons eie graf. Ja, hierdie lewe gaan dalk swaar wees. Hierdie lewe gaan dalk moeilik wees. Maar net soos Jesus kan ons eendag uitsien na ons graf gaan ook leeg wees. Want daar is ewige beloning wat vir ons wag na die stryd van hierdie lewe. En nou gaan ek begin met wat die meeste mense die regte preek sal noem. So ek nooi jou om die woord van die Here saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 1 vers 27. Daar is mense wat blaai, so ek sal 'n geleentheid gee. Lyk my die meeste mense het opgehou blaai, so voordat ons lees, nooi ek u om net so saam met my te sit en dan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons nou met u woord oop voor ons kan sit. Om te weet dat 'n lewende God met ons praat. Om te weet dat ons nie hier is om te soek na betekenis en doel nie. Ons weet ons het betekenis, ons het doel. Ons weet dat ons besig is met iets wat regtig saak maak. En Here, dit is hartseer as ons dink aan wat in ons tyd aan die gang is, hoeveel mense vandag voor die TV sit. Hoeveel mense op die oomblik hulle self besig hou met leemtes, wat besig is om hulle self leeg te maak in 'n bottel in, of leeg te maak op een of ander dansvloer, net om nog 'n week deur die werk te gaan, deur te druk en leeg te voel. En ons sê vir die dankie dat ons nou uit die woord gevoed kan word, dat ons volgemaak kan word met wat u vir ons aanbied. Ons sê vir die dankie dat ons as gelowiges alreeds volgemaak is met u Gees, dat u vir ons 'n vol lewe aanbied, waar u ons lei, waar u ons leer, waar u ons in staat stel om te kan leef op 'n manier wat die res van die wêreld nie kan leef nie. En ons vra vir die Here dat u ons asseblief sal help om in staat te wees om daai lewens te leef. Dat ons getrou sal wees aan waar u ons lei. Dat ons 'n helder lig en sout in die wêreld sal wees waarna mense kyk en sal dink hier by hierdie gemeente is daar iets wat ons nêrens anders kry nie. En Here, help ons dat ons mense na u as ons hoogste doel in die lewe kan lei. U is die God wat ons gemaak het. U is die God wat u eie lewe vir ons gegee het. U is die God wat ons nooi om saam met u te leef en om vir ewig saam met u te woon. En ons weet selfs hier in ons midde, in ons gemeente gaan dit swaar. Hier's baie mense wat swaar kry. Baie mense wat siek is. En ons vra vir die Here dat u ons op 'n besonderse manier sal deurdra, op 'n besonderse manier sal verkragtig. En dat ons sal weet, my God is 'n lewende God. Amen. Ek lees vir ons vanaf Filippense hoofstuk 1 vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek aanwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. En dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar om ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. En as teks van oordenking wil ek net weer vir u voorlees vers 27. Alleenlik
gedra julle waardig die evangelie van Christus. En vanuit daai stukkie van die vers wil ek met u praat oor die gedrag van hemelse burgers. En as ons nou dink aan die gedrag van hemelse burgers en ons dink aan hierdie begin van die hoofstuk waar daar staan, of van die geleesde gedeelte waar daar staan, gedra julle waardig die evangelie. En dan is ons geneig om te dink dat Paulus hier praat amper soos ouers met hulle kinders. Weet, die ouers gaan nou iewers heen kuier, dan sê hulle altyd vir die kinders, julle beter julle nou gedra. Ek weet, my ouers het dit baie vir my gesê, so ek glo alle ouers sê dit vir hulle kinders. Jy beter nou jouself reg gedra. En op 'n sekere manier is dit wat dit beteken, maar daai woord gedra is in Grieks politimai. Nou kan mens al klaar daarbinne hoor politiek. Ons woord van politiek kom van hierdie politimai af. Dit is 'n politieke term gewees. En as 'n mens kyk na die stad van Filippi, is Paulus eintlik besig hier om 'n beeld te gebruik wat die oorspronklike gehoor verstaan het wat ons maklik kan mis. Want Filippi was 'n Romeinse kolonie gewees in Macedonië. Nou gewoonlik as die Romeine 'n plek oorgeneem het hulle nog steeds hulle eie regeringsterme gehad, hulle kon hulle eie gode aanbid solank as wat hulle offer aan die keiser en daai tipe dinge, maar weet hulle moes belasting betaal aan Rome, maar hulle kon min of meer maar hulle self regeer. Die Romeine was baie lig gewees in daai opsig dat hulle mense toegelaat het om te doen wat hulle wil. Maar as jy nie in Rome gebly het nie, was jy nie 'n Romeinse burger gewees nie. En dit beteken dat jy nie dieselfde regstelsel gevolg het as 'n Romein nie. Die staat kon goeders aan jou doen wat hulle nie met 'n Romeinse burger mag gedoen het nie. Dink aan byvoorbeeld toe Paulus in die tronk gegooi word en geslaan word, toe vra hy vir die owerhede daai tyd nou, kan julle dit doen aan 'n Romeinse burger? En toe raak die owerhede bang en hulle sê vir Paulus om aan te loop, want hulle het geweet hulle kan dit doen met 'n Jood, maar hulle kan dit nie doen met 'n Romein nie. Nou Filippi was 'n Romeinse kolonie. Dit was Rome in Macedonië. As jy na Filippi toe gegaan het hulle nie aangetrek soos die res van die Macedoniërs nie. Hulle het aangetrek soos Romeine. As jy na Filippi toe gegaan het, was almal wat in Filippi gebore is, nie gebore as Macedoniërs nie, hy was gebore as 'n Romeinse burger. So dit was baie uniek geweest. Dit was amper soos 'n eiland geweest wat heeltemal verwyderd was. En nou dink ook net aan die praktiese omstandighede daarvan. Macedonië is verskriklik warm teenoor Italië. Italië is al klaar redelik warm, maar nou as jy soos 'n Romein in Macedonië gaan aantrek, sou jy gelyk het soos 'n hoender wat nat gereën het. Jy gaan so nat gesweet wees dat hierdie fancy robes en goed wat hulle gedra het gaan net uit plek uit lyk, is verskriklik onprakties geweest. Maar nog steeds sou die mense soos Filippi soos Romeine aangetrek het, want hulle is Romeine geweest. Hulle is nie Macedoniërs nie. So wanneer Paulus hier sê gedra julle waardig, dan gebruik hy daai idee van daai burgerskap. Daai soos wat die stad Filippi daar in Macedonië was, so is hierdie gemeente van Filippi in die wêreld vir die evangelie. Julle is nie burgers van Filippi nie. Julle is nie burgers van Macedonië nie, julle is nie burgers van Rome nie. Julle is burgers van die evangelie. So gedra julle soos mense wat deur die evangelie gered is. Gedra julle soos mense wat volgens die evangelie leef. Wees die uitdraers, die beeld van God op hierdie aarde. Net soos wat Israel al daai jare terug by Sinaï uitverkies was om God se beeld op die aarde uit te leef. En hulle het al hierdie spesiale wette gehad om te wys dat hulle nie dieselfde was as die res nie. Nou, ons weet Israel het dit nie reg gekry nie, maar dit is nou die kerk se taak, om God se verteenwoordiger hier op aarde te wees. Want ons is hemelse burgers. Ons is nie burgers van hierdie wêreld nie. En dit vereis dat ons op 'n manier leef wat nie soos die manier van hierdie wêreld is nie. So dit is meer as net as ons dink aan gedrag, soos wat 'n mens nou met kinders sal raas staan sit soos jy moenie dit nie en jy moet dit en jy moenie. Ja, weet fyn, daar is reëls in Christendom, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hierdie is identiteit. Jy is nie van die wêreld nie. Jy is 'n burger van die hemel.
Jy moet leef soos 'n burger van die hemel. En nou, as 'n mens kyk na die vroeë kerk, het hulle 'n interessante gesegde gehad. Ek dink oorspronklik was dit 'n beskrywing wat iemand buite die kerk van kerkmense gesê het. En dit het toe onder die Christendom 'n algemene sêding geword in die vroeë kerk. Maar hulle het gesê, elke vaderland is soos 'n vreemde land. En elke vreemde land is soos 'n vaderland. Want hierdie is maar net ons tentwoning. Die vroeë kerk het geweet, in watse land ek gebore is, watse kultuur my kultuur is, maak nie saak nie. Ek lewe soos 'n hemelse burger waar ook al ek gaan. Ek verkondig die evangelie waar ook al ek gaan. Ek leef 'n lewe wat vir Christus uitbeeld. As hierdie mense nou in Filippi was, as hulle in Rome was, as hulle in 'n ander plek in Macedonië was, sou hulle self op presies dieselfde manier gedra het. Hulle sou hulle self gedraai soos hemelse burgers, waardig van die evangelie, want dit is wie hulle was. En is dieselfde vir ons vandag. Weet, ons is almal Suid-Afrikaanse burgers. Maar is dit regtig wie ons is? Of erken ons hierdie is maar net ons tentwoning? Ons is net tydelik hier. Ons burgerskap is die hemelse burgerskap. En daar waar ons vir ewig saam met die Here gaan wees, ons is alreeds burgers van daai plek. En ons is ambassadeurs vir Christus, soos wat Paulus ook sal verduidelik. En ons lewe Christus se naam uit. Ons verteenwoordig Christus hier in Wonderboom, waar ons rond beweeg, waar ons werk, tussen ons vriende, by ons familie, gedra ons onsself volgens wie en wat ons is. Nie volgens die kultuur waarin ons woon nie. Want dink daaraan, as 'n mens deesdae dink aan die Afrikaanse kultuur. Weet, dan is dit amper soos 'n teenstelling van die goeie ou dae waarvan die ou mense ons altyd vertel. Maar as jy gaan hoor van die goeie ou dae en jy kyk na wat's vandag in ons kultuur aan die gang, kom ons agter, dit is 'n ander kultuur. Dit is nie meer dieselfde kultuur nie. Vandag leef ons in 'n kultuur wat jy amper trots moet wees op hoeveel jy kan drink en hoe dronk jy kan word sonder om iets oor te kom. Vandag leef ons in 'n kultuur waar daar nie eens meer familiestambome is nie, is meer familie spinnerakke soos wat almal saam geslaap het en 'n klomp kinders het by 'n klomp verskillende maniere, mense. Vandag leef ons in 'n kultuur wat die meeste mense gaan sê hulle is nog Christene. Maar hoeveel van daai mense was ooit in die kerk gewees vandag? Hoeveel van daai mense het al die Bybel deurgelees? Hoeveel kerkmense het al die Bybel deurgelees? Hoeveel kerk, goeie Afrikaanse mense verkondig die evangelie? Sal opstaan teen Islam en al die snaakse goeters wat in ons tyd aan die gang is in die politieke wêreld en sê, ek gaan nie saam met dit nie want dit is verkeerd. Ek het 'n ander standaard. En so trots as wat ons kan wees op ons Afrikaanse kultuur en ek dink so mooi en so reg as wat dit is met baie goeters, moet ons erken, dit is nie regtig wie ons is nie. Ons is iets meer. Ons is kinders van die Here. Ons is gereddes. Ons is geroepenes. En ons lewe nie vir nou nie. Ons lewe vir daai dag wat ons graf gaan leeg wees. En dit gaan baie beïnvloed hoe ons onsself gedra. Want nou gaan ons nie meer leef soos die res van die mense in ons kultuur nie. Eintlik gaan die mense in ons kultuur na ons wys en sê, kyk na daai ou. Een voorbeeld wat ek nou aan dink, ek het so rukkie terug met iemand begin werk in die evangelie deel en die ou het uiteindelik tot bekering gekom en nou dien hy die Here. En nou begin al sy vriende en familie vir hom dominee noem, net omdat hy kerk toe gaan en oor die Bybel praat. Nou begin 'n mens agterkom wat dit beteken om 'n hemelse burger te wees, selfs in ons eie kultuur. Jy lyk anders as die res. Jy gedra jouself anders. Of dominee nou daar is om oor ons skouer te loer om te kyk wat ons doen of nie. Dis ons verantwoordelikheid dat ons sal leef soos wat Christus van ons verwag.
Volgende lei ek u na vers 29 toe. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. En dan, ek dink vers 30 ook, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. So die brief gaan begin, Filippense as mense hom lees, vind 'n mens Paulus in die tronk. Die apostel wat uitgestuur was aan die heidene, wat kerke geplant het, die verskriklike groot evangelis, is nou in die tronk. Nie net is hy in die tronk nie, maar as 'n mens 'n bietjie verder aanlees, kom 'n mens agter, daar is mense wat besig is om sleg te praat van Paulus. Daar is mense wat terwyl hulle besig is om die evangelie te deel, Paulus se naam swart smeer. Hulle probeer om sy naam skade aan te doen. Maar wat sien 'n mens is Paulus se reaksie in hierdie lyding? Paulus se reaksie is, ek is bly ek's in die tronk. Nou kan ek die evangelie verkondig aan wagte wat nooit die evangelie op 'n ander manier sou gehoor het nie. Ek sou nooit by hierdie mense uitgekom het as ek nie in die tronk is nie. Wees saam met my bly vir hierdie voorreg om die Here te kan verteenwoordig in die tronk. En dan wys hy uit na die ouens toe wat besig is om sleg van hom te praat terwyl hy die evangelie deel en hy sê, ek is bly dat die evangelie verkondig word. Paulus kry nie homself jammer omdat mense besig is om van hom sleg te praat of sy naam te beswaarder of iets nie. Hy's bly dat die evangelie verkondig word. Nou dink in hierdie lyding wat Paulus moes beleef het. En ons sien dat die burger van die hemel is toegewyd aan die hemel. Hy het nie omgegee wat met hom op hierdie aarde gebeur het nie. Hy het eintlik op 'n ander stukkie so verder aan in die hoofstuk gesê, as ek kan kies tussen lewe en dood, sal hy eerder die dood wil hê, want is vir hom beter om in die hemel te wees. Maar terwille van die werk wat nog gedoen moet word, is dit vir hom beter om hier te wees. Terwille van die mense in die gemeente wat hy nog moet bedien, en bly hy maar hier op die aarde, laat die Here hom kan gebruik waarvoor die Here hom wil gebruik. Absoluut toegewyd. Nou, ek weet nie van u nie, maar as ek myself in sulke omstandighede bevind het, sou ek heel waarskynlik vir die gemeente gesê het om vir my te bid dat ek kan uitkom, sodat ek 'n bietjie 'n gemakliker lewe kan leef. Want dis die menslike natuur. Ons is geneig om toegewyd te wees aan myself. Daai ouens wat besig is om sleg te praat van my, gaan maak hulle stil, sê vir hulle is verkeerd, hulle moenie hierdie goeters praat nie. Inteendeel, sit Paulus daar, ek is bly ek is in die tronk. Kan die evangelie verkondig. Daai ouens wat sleg van my praat, man, los hulle uit, hulle is besig om die evangelie te deel, ek is bly hulle deel die evangelie. Nou, vra mens self, hoe lyk hierdie in ons lewens? Want weet, daai selfde stryd wat Paulus het, gaan die gemeente in Filippi beleef. Daai selfde stryd as wat Paulus en die gemeente in Filippi gehad het, gaan ons en ons gemeente beleef. Want die wêreld gaan ons nie los om die evangelie te verkondig nie. Die wêreld gaan ons nie los om hemelse burgers te wees binne 'n vyandige land nie. Die wêreld wil nie hê ons moet God verteenwoordig in hierdie wêreld nie. So daai swaar tye, daai moeilike tye gaan kom. En wat gaan ons reaksie wees? Maar nog meer as dit, vers 29, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. Nou, dink dit so. Die EE3 doen ons mos daai genadige geskenk illustrasie wat mense vir iemand 'n geskenk gee. En dan sê ons, weet, God bied vir jou die ewige lewe aan. Soos hierdie Bybel nou. Hoe kan jy hom vat? Dan sê ons deur te glo, deur dit uit God se hand uit te neem en ons eie te maak. Nou as 'n mens dink aan die evangelie aanbieding soos wat Paulus dit hier doen vir die gemeente van Filippi, dan dink aan daai evangelie gesprek waar 'n mens met iemand is en sê, ek hou vir jou die vrye geskenk uit, dat jy vir Christus kan ly. Dat jy 'n swaar lewe kan leef. Dat dit met jou rof gaan. Hoeveel mense gaan nog bereid wees om daai geskenk te vat? Hoeveel van ons gaan in staat kan wees om vir mense te verduidelik, maar dit is eintlik die genade van Christus om vir hom te kan ly?
Want Dominee het verwys na die boek Your Best Life Now. Wat 'n absolute nonsens. Ons word nie genooi om ons beste lewe nou te hê nie. Ons word genooi om vir Christus te ly nou. Ons word genooi om ons kruis op te neem en vir hom te volg. Ons word genooi om vir Christus dood te gaan. Want is alleen deur te sterf in jouself wat 'n mens gaan leef. Is alleen deur jou lewe af te lê wat jy gaan lewe. En baie mense, soos Paulus en baie van die lidmate in Filippi het letterlik hulle lewens afgelê. Ons hier vandag is gelukkig genoeg dat ons heel waarskynlik nie ons lewens sal aflê vir die evangelie nie. Maar dink aan Christene in Iran wat van geboue se dakke afgegooi word, wat in staalblikke in die woestyn gelos word. Wat van mense in Noord-Korea, as jy gevang word met 'n Bybel, dan nie net jy nie, maar jou familie tot in die 3de geslag, word ook in 'n konsentrasiekamp ingedruk. As ons in daai omstandighede was, sou ons nog steeds bereid gewees het om vir die Here te sê, dankie dat ons hier in 'n gemeente kan wees. As ons weet dat ek en my geliefdes, nie net ek nie, maar my geliefdes ook, in haaglike omstandighede kan beland, net omdat ons hier saam die Here aanbid. Nou, ja, dit is waar dat ons kan net daaroor dink en wonder, maar dit sal ook 'n leuen wees om te sê dat ons vandag glad nie 'n stryd beleef nie. Ek is seker van elkeen van u sit met die eie stryd. Elkeen van u sit met die eie swaar dinge in u hart, in u lewe. Maar het u besef dat dit is deel van die genade van Jesus? As ons dink aan daai artikel waarmee ek begin het met die ouens wat genooi was om saam met Innes Shackleton na die Noordpool toe te gaan. Kom saam met ons, jy gaan heel waarskynlik doodgaan, jy gaan aaklige tye beleef, maar as jy oorleef, sal daar vir jou eer wees. Jesus het ons genooi om sy weg te stap, want Jesus is die weg. So as ons vir Christus gaan volg, gaan ons die weg van Christus volg. En wat is die weg wat Christus geleef het? Die weg van die kruis. Wat is die weg wat die apostels geleef het wat vir Christus gevolg het? Johannes is die enigste apostel wat dood gegaan het van ouderdom. Die res van hulle is op verskillende maniere verloor. En vir die eerste 300 jaar van kerkgeskiedenis was die meeste Christene vermoor gewees vir hulle geloof. Nou, die res van die tyd het Christene eintlik mekaar ook verskriklik doodgemaak met die opinieverskille en goeters wat ons gehad het, en daar was snaakse groepe gewees wat gesê het Jesus was nie regtig 'n mens nie, en ander groepe wat gesê Jesus is nie God nie, en as mens vandag na baie mense kyk wat hulle self Christene noem, kom jy agter niks het verander nie. Die valsheid is nog steeds daar. Die vyand is nog steeds besig om teen die wêreld te stry, of om teen die kerk te stry, om teen die evangelie te stry. Die wêreld probeer nog steeds alles om ons stil te maak. En weet u wat is eintlik een van die mees effektiewe maniere wat die wêreld gebruik om ons stil te maak vir die evangelie? Hulle beloof ons dat ons ons beste lewe nou gaan hê. Dat ons 'n rustige, goeie lewe met 'n goeie werk kan hê. So ons net nie die evangelie verkondig nie. So ons net nie doen waarvan hulle hou nie. Solank ons nie op hulle tone trap nie, dan kan ons net leef soos hulle in hierdie wêreld. Doodtevrede. En baie Christene val daarvoor. Hulle raak stil vir die Here, omdat hulle werk wil hê, omdat hulle goeie werk wil hê, omdat hulle nie politiek te veel wil omkrap nie, omdat hulle nog steeds hulle goeie vriende groep wil hê, hulle lewens geniet, terwyl Christus ons roep om sy pad te loop, om saam met hom te lei. En dan kom 'n mens in boeke soos Jakobus en Petrus wat vir ons sê, ons moet bly wees as ons agterkom ons begin ly, as dit begin swaar gaan. Ons moet bly wees wanneer ons begin agterkom dat ons verdruk word. Hoekom? Want dit is wanneer God ons groei. Dit is wanneer God ons leer. Dit is wanneer hy ons ontwikkel. En dit is deel van hierdie genade van die weg van Christus, dat ons kruis opneem, dat ons sê, minder van myself. En die enigste manier hoe om te sterf van jouself, is deur te sterf.
Die enigste manier om te groei is deur daai lyding. Dink daaraan, as 'n mens se lewe perfek was, nie tekort aan enigiets gehad en jy was die hele tyd gelukkig. Sou 'n mens nodig gehad het om te verbeter, sou 'n mens nodig gehad het om te groei? Maar wanneer die Here ons uit 'n gemaaksone uithaal en hy sit ons in die vuur, en nou raak dinge moeilik, dan begin ons die Here soek. Dan begin ons ernstig bid, dan begin ons meer Bybel lees. Dan begin ons vir die Here vra, maar Here, wat gaan nou aan? Wat? En dit is wanneer die Heilige Gees ons begin vorm. Want dan hou ons op om onsself te vertrou. Dan hou ons op om ons omstandighede op meer staat te maak. Want ons is nie meer veilig nie, ons is nie meer gemaklik nie. Ons nou iets meer nodig. Nou gee ek oor aan die Here. En eintlik as mens daaraan dink, heiligmaking werk maar net soos bekering. Dis nie ek nie. Ek kan niks doen om myself heilig te maak nie. Ek kan niks doen om my lig in hierdie wêreld te skyn nie. Dit is Christus, die Heilige Gees in my, wat deur my skyn in die wêreld in. En die enigste manier om dit reg te kry is om te leer om die Heilige Gees te laat praat. Om God se woord te verkondig. Om God se beeld in ons lewens uit te leef. Die enigste manier hoe ons gedrag soos die gedrag van hemelse burgers gaan word en nie soos die tipiese Afrikaanse mense nie, is nie deur vir onsself streng reëls te maak dat ons nou op hierdie manier moet leef en nou gaan ons mooi Christene wees nie. Want net soos die Jode in die Ou Testament, ons kan nie deur die werke van die wet God tevrede stel nie. Ons kan nie deur die werke van die wet leef soos ons veronderstel is om te leef nie. Maar God sit sy Gees in ons en hy stuur ons in die vuur van die lewe in. Hy sit 'n pak op ons wat ons nie op ons eie kan dra nie. Sodat ons leer om oor te gee, sodat ons leer om hom te vertrou. Here, ek kan nie op my eie nie. Ek het U nodig. En wat 'n groot genade is dit eintlik om op daai punt te kom. Om vir die Here te sê, my lewe is nou U sin. Heeltemal. Ek wil niks meer daarvan hê nie. Ek kan nie vooruit beplan nie. Ek verstaan nie wat besig is om te gebeur nie. Maar ons weet, alle dinge werk ten goeie uit vir die wat hom liefhet. Maak nie saak hoe swaar ons lewens gaan nie. Ons kan onsself verskriklik jammer kry, maar ons moet besef, dit is God se genade. Hy is nog steeds daar, saam met ons. Hy gaan ons nie begewe nie, hy sal ons nie verlaat nie. En hy vat ons juis deur daai omstandighede, omdat hy ons liefhet. Omdat hy ons wil ontwikkel, omdat hy ons wil groei, omdat hy ons wil heilig maak in sy beeld. En nou dink daaraan, as ek vanaand vir u die geskenk van lyding vir Christus sou uithou. En ek sal sê, ja, ek weet die lewe is swaar. Ek weet baie van u het al deur baie dinge gegaan wat mense in trane sal hê as 'n mens daai storie oor moet vertel. En baie van u sit nou dalk in sulke omstandighede. Maar hier is die lyding ter wille van Christus. Sy genade. Is u bereid om daai lyding op te neem? As 'n hemelse burger. Om daai verantwoordelikheid op te neem en te sê, ek weet ek geniet dit dalk nie. Maar God het 'n doel daarmee. Hy is saam met my, hy vorm my, hy lei my. Dit is eintlik in daai tye juis wat ek die naaste aan die Here is. Sal u daai geskenk van lyding vir die Here wil neem? Nou, ek hoop almal wil antwoord daai vraag versigtig. Moenie te haastig wees om daai vraag te antwoord nie. Oorweeg dit mooi. Dink wat dit is wat die Here vir u aanbied. Maar besef ook, dit is wat die beste vir ons is. En nogal interessant, die woord wat gebruik word vir lyding, is euchariste. En euchariste is waar die Latynse fancy woord vir die nagmaal vandaan gekom het. Die lyding van Christus, dat hy sy liggaam vir ons opgeoffer het, dat hy sy bloed vir ons gestort het.
As ons sê ons aanvaar die Here, waar hy lei sal ek heen gaan. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. Vorm my en maak my. Hoe gaan die Here dit doen? Deur dieselfde weg te stap as wat Jesus gestap het. Deur die weg van Christus te loop. Nou, ons gaan nie sterf vir mense se sondes en selfs ons eie sondes of iets nie. Maar wanneer Paulus in Romeine sê, stel julle liggame as 'n God welgevallige offer, dan moet ek my liggaam en my bloed sien as geoffer aan Christus. Ek moet in daai verhouding met Christus leef. Weer die Engelse woord vir nagmaal is communion. Daai communion met Jesus. My lewe is so totaal en al vir hom oorgegee, dat ek nie net hom verkondig in die wêreld nie, maar ek leef saam met hom. As mense na my kyk, dan moet ons, soos Paulus kan sê, wees my navolgers, soos wat ek dit van Christus is. En dink daaraan, wat 'n voorreg is dit, wat 'n genade is dit, om dit vir mense te kan sê. Maar weer eens, wat is die enigste manier om dit te kan getuig van ons eie lewens? Ons moet bereid wees om ons kruis op te neem. En daai genade te aanvaar wat Christus vir ons aanbied. Volgende wil ek u lei na weer die begin toe, weer vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, en dat julle in een gees vas staan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. En hier sien ons dat hemelse burgers brei die koninkryk uit. En nou, let op, hemelse burgers, nie die hemelse burger nie. Want baie keer as ons nou praat van hierdie swaar tye wat oor ons lewens kom, dan is ons geneig om te dink, ek is van God verlaat en ek is alleen hier in die wêreld en niemand staan saam met my nie, en weet, Afrikaanse liedjie, ek is 'n eensame krokodil, die mense staan vir my en gril. Dis geneig om te wees hoe ons begin dink in daai omstandighede. Dit is nie waar nie. Ons is hier gesit saam met medeburgers, wat net soos ons ly, wat net soos ons daai harde pad van God se genade stap, wat net soos ons besig is om swaar te kry. Maar weet, wat is die kerk? Die kerk is nie die gebou nie. Die kerk is die kinders van die Here en ons gemeenskap. En dit is wat ons gedurig deur moet onthou wanneer ons praat van die koninkryk uitbrei. Maar ek het agtergekom as mens nou in die sending en evangelisasie wêreld ingaan, dan verander dit baie vinnig in 'n one-man show. Ek moet leer hoe om die evangelie te deel. Ek gaan al hierdie programme deur. Ek is besig om my kop vol al die Bybelverse en tegnieke te prop. En nou gaan ek uitgaan en die evangelie verkondig. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Daai saamstry is 'n Griekse woord wat ek nie kan uitspreek nie, maar dit is sanetlu, so iets. Weet, neem dit met 'n knippie sout, ek kan vir u dit gaan neerskryf, dat u kan dit vir jouself lees, om te weet hoe om dit uit te spreek. Maar, daai woord het twee baie spesifieke betekenisse gehad in die Grieks-Romeinse kultuur. Aan die een kant was dit 'n beskrywing vir, soos baie van Paulus se illustrasies, van atletiek. Maar hierdie een was van 'n spansport. Atlete wat saamwerk om 'n vyand te wen. Die tweede gebruik was die Romeinse phalanx gewees. Nou dit is daai wat hulle skilde so saamgesit het, dan lyk dit soos hierdie perfekte blokkie, amper soos 'n antieke tank gewees daai tyd. Niemand kan inkom nie, want hierdie soldate is ingesluit in die skilde wat hulle mekaar mee beskerm. En nie net beskerm hulle mekaar nie, hulle is op die aanval ook nog in hierdie beweging. Nou wanneer mense aan hierdie woord dink en daai twee illustrasies, is dit alles, dis mense wat hoogs opgelei is. Dis mense wat weet wat hulle doen. Dis mense wat geoefen is. Maar dis mense wat saamwerk.
Dis mense wat vir mekaar omgee. En dis mense wat georganiseerd is om die vyand aan te val. Daai veeverhaal beeld wat ons baie keer van sending en evangelisasie het, waar een persoon uitgaan en hierdie verskriklike impak maak, is nie 'n goeie prentjie om te hê nie. Want ons is veronderstel om saam te werk. Ons is veronderstel om vir mekaar om te gee. Ons is veronderstel om saam met mekaar te stry. Weet, as 'n mens dink aan een van die gedeeltes in die Bybel waar die minste mense gehoorsaam, dan sal dit wees waar die Bybel sê dat ons mekaar se laste moet dra. Want hoeveel mense wat vandag in 'n gemeente sit, vat 'n gemeente soos hierdie, hoeveel van u weet regtig wat in ander mense se lewens aangaan wat hier saam met u sit? Hoeveel van u het regtig al op 'n aktiewe manier in mense se harte gewerk? Om vir hulle te sê, man, ek gaan by jou aansluit, want ek wil jou versterk en ek wil jou help om hierdie pad te stap wat die Here jou oplei. Nou ek moet eerlik wees, ek was al vir 'n klomp jare op 'n kerkraad gewees. Ek het dit glad nie gehoorsaam nie. Ek het daai one-man show verbeelding gehad. Weet wat 'n mens gedink het, jy gaan hierdie pad stap en jy gaan nou hierdie verskriklike belangrike persoon vir die Here wees. En ek kan vir u sê, dit is absolute dwaasheid. Ons moet saamwerk. Ons is 'n gemeenskap. Dit is wat dit beteken om kerk te wees. Om kind van die Here te wees beteken dat ons in 'n liggaam saamgevoeg is. Ons is almal lewende stene in die gebou wat Christus se huis is, waarvan hy die hoeksteen is. Hy het niemand van ons geroep om 'n baksteen te wees wat daar in die straat lê nie. Hy het niemand van ons geroep om 'n oog te wees wat nie 'n liggaam het nie. Ons moet soos daai Romeinse soldate saam oefen, saamwerk, saam stry. En ons beskuldig nie vir die ou langs ons hoe hy sy skild en sy spies vashou nie. Ons help hom. Want ons weet as hy nie reg doen wat hy veronderstel is om te doen, gaan ek ook doodgaan in hierdie oorlog. Ons moet saamwerk, want as een lid ly, ly die hele liggaam van Christus. As een lid nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie, gaan ons as 'n liggaam nie gedoen kry wat ons veronderstel is om te doen nie. Nou wil ek u lei na vers 28 toe. En dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Nou hierdie afskrik, weer eens, 'n baie spesifieke Griekse woord. En dit is 'n woord wat net een keer in die Bybel gebruik word. Die enigste tyd wat jy hierdie woord afskrik gaan kry is in hierdie gedeelte. En die woord, weer eens, ek gaan nie probeer om dit uit te spreek nie, want het begin met 'n PTIR. Ek dink nie 'n Afrikaanse tong is geoefen genoeg om enigiets uit te spreek wat so begin nie. Maar die woord is weer eens 'n oorlogsterm gewees. Maar hierdie keer is dit vir perde. En wanneer 'n perd in die oorlog kom en hy raak verskrik en hy hardloop weg, dit is waarna hierdie vers verwys. Paulus kon die woord gebruik het vir moenie bang wees nie, moenie skrik nie, weer die normale Griekse woorde vir daai tyd. Hy het dit juis nie gedoen nie, hy het gekies om hierdie spesifieke woord te gebruik. Weet, moenie soos 'n ongeoefende, redelose dier wees wat in die geraas van die wêreld kom en dan raak jy so verboureerd, jy hardloop net in jou eie rigting en niemand het enige idee wat jy besig is om te doen. Ons moet geoefen wees vir die oorlog waarin ons is. En dit is ook my volgende gedagte, daar uit daai vers uit, dat weet, ons ignoreer wêreldse propaganda as hemelse burgers. Ons steur ons nie aan wat die wêreld sê. Want die wêreld het nog altyd 'n verskriklike propagandamasjien teenoor die Christendom gehad.
Aan die begin in die vroeë kerk het hulle so ver gegaan om ons daarvan te beskuldig dat ons kannibale is. Want ons eet en drink mekaar se bloed. Nou, natuurlik is dit 'n baie verkeerde verstaan van die nagmaal, maar weet, dit is die boodskap wat die wêreld oor die kerk verkondig het. Vandag kyk die wêreld na die kerk en hulle sal goeie sê soos daar is geen haat soos Christelike liefde nie. En in sekere gevalle is dit sekerlik waar, maar dit is nonsens wat die wêreld besig is om te probeer sê om ons stil te kry. Om ons te probeer ingee om net soos hulle te wees. Om nie soos hemelse burgers te leef nie, maar om soos wêreldse burgers te wees. Want ons weet wanneer die wêreld praat oor liefde, dan praat hulle van al hierdie snaakse LGBTQ nonsens wat aan die gang is. En jy moet maar net alles goedkeur en alles goed praat en alles aanvaar. En ons weet dit is nie liefde nie. Liefde is wat Jesus vir ons gedoen het deur te sterf aan die kruis sodat ons sondes vergewe kan word. Liefde is wat die Here vir ons sê ons vir mekaar in die kerk moet hê, dat ons mede-Christene moet lief hê soos wat hy ons lief gehad het. Liefde is wat ons teenoor die wêreld uitleef, wat ons medemens sal lief hê soos wat ons onsself het. Dat ons die evangelie aan hulle verkondig, dat ons aan hulle van Jesus vertel. Maar weet wat die wêreld gaan doen, is die wêreld gaan druk op ons sit. Die wêreld gaan probeer om ons stil te maak. En wanneer dit gebeur, moet ons nie soos daai perd in die oorlog wees wat nie geoefen is nie. Wat verskrik en verboureerd raak en net wegstorm en weghardloop nie. Ons moet gereed wees vir wat vir ons wag. En die woord van die Here het ons nie alleen gelos in hierdie opsig nie. Ons weet wat om te verwag van die wêreld af. Want Jesus het gesê, omdat hulle my gehaat het, gaan hulle julle ook haat. Net soos wat hulle probeer het om van Jesus ontslae te raak, gaan hulle probeer om van ons ontslae te raak. Maar ons weet ook, Handelinge 1 vers 8, die Heilige Gees stel ons in staat. Die Heilige Gees woon in ons harte. En dit is die Here wat saam met ons is, wat ons in staat stel om getuies te wees. Dis die Here wat ons in staat stel om te kan lief hê. Dis die Here wat ons in staat stel om die pad van lyding te stap wat hy van ons verwag. En weet, baie keer as ons nou dink aan die grootste Romeinse propaganda wat daar was, is dit die Kolosseum. Daar waar hulle al daai verskriklike oorloggames gehad het, wat almal gekyk het en die skare was opgewonde gewees oor moord en bloed. En baie keer verskyn ons so op die toneel van die wêreld en die wêreld wil van ons 'n skouspel maak. Net soos wat die apostels getuig het dat hulle op skouspel gesit word deur die wêreld, so word ons op 'n skouspel gesit. Luister wat sê die wêreld van ons. Kyk wat doen die wêreld met Christendom. Die wêreld is besig met baie sterk propaganda teenoor die kerk, teen die evangelie. En ons staan in die middel van daai arena. En ons moet God verteenwoordig. Gaan ons sterk staan of gaan ons afgeskrik word? Gaan ons bereid wees om die leiding op te neem, weet wanneer die wêreld soos die keiser daar by die Kolosseum sy duim laat sak, daai teken van dood oor jou uitspreek? Gaan ons ingee daarvoor? Gaan ons sê, jammer, ek wil nie meer nie, dit is te veel vir my, dit is te swaar, ek wil nie doodgaan nie, ek wil my lewe geniet? Of gaan ons verby die Romeinse keiser kyk na die koning in die hemel, wat sy teken weer van lewe gee? Wat sê, ja, ek het hierdie persoon gekies. Ja, ek het hierdie persoon geroep. En die feit dat hierdie persoon bereid is om vir my te ly, die feit dat hierdie persoon bereid is om sy kruis op te neem, is eintlik juis 'n bewys van sy lewe. Ek lees vir u weer daar in vers 28. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Soos ons na die wêreld kyk, sien ons daai thumbs down. Daai teken van verderf. Die wêreld se boodskap is, kyk na hierdie patetiese mense wat so swaar kry. Hulle sê hulle aanbid die God wat die hemel en die aarde gemaak het, maar kyk hoe swaar kry hulle. Hulle lewe net so swaar soos die res van ons. Hulle is ook besig om te vergaan. Maar dan kyk 'n mens na die Here en die Here sê, hier is 'n bewys van lewe. Juis dat ons bereid is om daai pad te stap, bewys dat ons God se kinders is.
En nou weer eens daai woord bewys is 'n regsterm. Nou Paulus gebruik baie regsterme. En die bekendste regsterm wat Paulus in die Bybel gebruik is verseker regverdigmaking. Dat God ons as 'n regter regverdig verklaar. So dink jouself in dat u in die hof van die hemel staan. En hier is God as die regter. En die wêreld sê kyk na hierdie mense. Hulle is verseker 'n teken van dood, hulle is verderf. Hulle is van God verlate. En die Here sê nee, ek het hierdie my kinders gemaak, hierdie is my mense. En die feit dat hulle bereid is om vir my swaar te kry, is 'n bewys dat ek hulle regverdig verklaar het. Is 'n bewys dat hulle aan my behoort. Is 'n bewys dat hulle bereid is om hulle kruis op te neem. En ons weet, ons lewe vir daai leë graf. Ons weet ons lewe gaan nou lyding wees. Ons lewe gaan nou swaar wees. Maar is die grootste voorreg wat enigiemand ooit kan hê. Want ons weet dat net soos wat Christus uit die dood uit opgestaan het, gaan ons ook eendag uit die dood uit opstaan. En nou wil ek afsluit, want ek is net besig om vir baie lank dieselfde ding op baie verskillende maniere te sê. Maar ek dink dit is 'n belangrike boodskap. En ek dink dit is nodig om dit te herhaal, oor en oor, sodat ons dit onthou. Want as ons lewens begin swaar gaan en die Here gee sy eie genade van lyding vir ons, dan vergeet ons baie vinnig van hierdie boodskap. En vir my 'n baie goeie voorbeeld van hierdie boodskap alhoewel hy was nou van die gemeente van Efese gewees, nie van Filippi nie, is Polycarp. Polycarp is al 'n ou oom teen hierdie tyd. Hy is al amper 90, hy is 86 jaar oud. En die Romeine neem hom in hegtenis. En hulle bring hom voor die Proconsul, daai tyd se hof, om nou sy Christendom te ons sê aan die keiser te offer, sodat hy nou 'n goeie Romeinse burger kan wees. En hulle sê vir Polycarp, ons sê jou ateïsme, want in die Romeine se oog, as jy nie hulle gode aanvaar het nie, was jy ateïs gewees. En Polycarp wys juis na die regters toe en hy sê vir hulle weg met die ateïste. Want hy het geweet, hy glo in die regte God. Hulle is die ouens wat nie in die regte God glo nie. En nou begin hulle met hom smeek en sê, ons weet jy is 'n ou man. Ons wil jou nie martel nie, ons wil jou nie doodmaak nie, want die straf daai tyd was gewees, jy gaan aan die brand geslaan word in die Kolosseum. En Polycarp sê, man, 86 jaar lank dien ek al die Here. En hy het nog net goed vir my gedoen. Gaan ek hom in hierdie laaste oomblikke ontsê? En snaaks genoeg, die Romeinse regering probeer hom genadig wees. En hulle sê vir hom, man, jy weet jy gaan aan die brand geslaan word. En Polycarp wys na die regte genade in Christus en hy sê vir hulle, die vuur waarmee julle my brand, gaan my dalk net vir 'n uur lank brand. Maar die vuur waarmee die Here julle gaan brand, gaan vir ewigheid brand. En daarmee het Polycarp sy lewe ontsê. En weet, as ek nou vir u hierdie geskenk uitgee van lyding, dink aan Shackleton se ding wat ons gelees het aan die begin. Hierdie gaan 'n lewe van swaar kry wees. Hierdie gaan nie 'n lewe wees waarin daar hoër belonings is nie. Hierdie gaan nie 'n lewe wees wat 'n mens noodwendig gaan geniet nie. Maar jy gaan na God se beeld gevorm word. Jy gaan in 'n gemeenskap wees waar daar mense is wat vir jou omgee. En eendag gaan jou graf leeg wees, want jy gaan vir ewig saam met die Here in die hemel kan leef. En die Here gaan nie vergeet wat jy vir hom gedoen het nie. Hebreërs 7 gee vir ons die belofte dat God sal nie vergeet wat 'n mens van hom lei nie, vir hom lei nie, wat 'n mens vir hom doen nie. Hy sal jou beloon vir dit wat jy vir hom gedoen het. So ja, dit mag dalk nou swaar lyk, maar eendag is dit vir ons eer. Eendag wag daar vir ons beloning. So my vraag vir u is, die lewe is swaar. Elkeen van ons het omstandighede wat nie lekker is nie.
My vraag is u bereid om dit gewilliglik op te neem? Om die weg van Christus te stap, om in homself te sterf, om meer na sy beeld gevorm te word, om meer geheilig te word, om meer beloning op te bou wat 'n mens daar eendag in die hemel eendag gaan kry. Is dit vir u die moeite werd om die genade van die Here te aanvaar? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nou uit die woord kon gelees het, dat ons daaroor kon gepraat het. Here, as ons na ons wêreld kyk, is dit donker. En baie mense in hierdie wêreld sukkel met die soeke na betekenis, die soeke na 'n doel in die lewe. En hier waar ons vanaand saam is, weet ons dat ons het die hoogste doel. Ons is geroep na 'n hemelse oorlog, om teen die bose te stry, om mense vir u koninkryk te wen. Maar ons weet hierdie stryd gaan nie maklik wees nie. Ons weet dat daar baie gaan wees wat ons moet opoffer. U verwag dat ons hele lewe onsself moet opoffer vir u. U verwag dat ons dit moet sien as genade, as 'n goeie ding dat ons swaar kry, dat ons ly in hierdie lewe. En Here, ons moet erken as mens. Dit skop sterk in teen die menslike instink om op hierdie manier te dink. En daarom vra ons vir u, Here, dat u ons sal leer om te dink volgens u weë. Dat u ons sal leer om te leef volgens u weë. En ons sê vir u dankie dat u die Gees in ons harte gegee het, dat u ons bekragtig, en dat u ons versterk, dat u ons in staat stel om die weg te stap waarvoor ons ingestem het. En ons vra vir u, Here, dat u ons sal help om deur die week hierdie pad getrou te stap, tot waar u ons volgende week weer hier saambring om u te aanbid. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam die hoof omhoog o Christen volke. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees.